Die titel van hierdie preek is Sonnevlek of rimpel. En daar is so baie mense wat probleme het met hierdie konsep dat ons perfek moet wees. En hierdie gedagtes en hierdie tipologie in die Bybel is so wonderbaar. So voordat ons begin, kom ons open net met gebed. Ons hemelse Vader, U woord is 'n lamp vir ons voet. En ons sê vir U dankie daarvoor. En omdat ons in baie ernstige tye leef, wil ons graag weet wat ons te doen staan om eendag te kan staan voor U aangesig. Help ons met hierdie gedagtes in Jesus naam. Amen. Ons lees daar in Hebreërs hoofstuk 2 vanaf vers 10. Want het het hom betaam terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerke van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Is 'n buitengewone teks. Die Here self het deur lyde volmaak geword. Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. Wanneer hy sê, ek sal die naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek U prys. So die kaptein van ons verlossing het deur lyde in aanraking gekom met alles wat die mens beleef. Hy wat sonder sonde was, het gelei. Namens wie het hy gelei? Hy het namens my gelei. En dit is 'n proses wat hy gebruik om ons eendag sonder vlek of rimpel tentoon te stel vir die hele heelal. Ons lees verder vanaf vers 14 in Hebreërs 2. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het, dit is die duiwel. En almal kon bevry, wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. En dan hierdie teks, want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Nou hierdie teks is, glo ek, 'n bietjie ongelukkig vertaal. En ek sien die nuwe vertalings, in die Engels vertaling ook op hierdie manier. Maar die King James vertaal hom, for verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. So dis nie dat die Here nie hom bekommer oor die engele nie, of die engele nie help nie, want daar's baie gevalle in die Bybel waar hy wel die engele gehelp het, soos Gabriel wat vasgesteek het, daartoe hy vir Daniel die boodskap wou gee. So ek glo dat die vertaling eintlik behoort te gesê het, hy het nie die natuur van die engel aangeneem nie, maar hy het mens geword, om homself te vereenselwig met die mensdom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Dis pragtig. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. So hier is hierdie proses op hierdie aarde vanaf die sondeval, waar ons onder versoeking staan, waar ons dinge deurmaak wat nie noodwendig aangenaam is nie. Maar deur die proses kan hy ons vervolmaak.
sodat ons eendag voor God kan staan, sonder vlek of rimpel nie. Nou voordat ek net daaroor gesels, so baie mense glo nou, hulle moet in daai volmaaktheid in hulle eie persoon staan. Maar die Bybel is baie duidelik dat dit 'n toegerekende volmaaktheid is. Hierdie kleed wat sonder vlek moet wees, hierdie kleed wat sonder rimpel moet wees, waar kry ek hom vandaan? Is dit 'n kleed wat ek self weef in hierdie wêreld? Of is dit 'n kleed wat geweef word in die hemel? En ek glo dit is 'n kleed, wat 'n hemelse kleed is. Dis die kleed van die volmaakte reinheid van Jesus Christus. Nou as ons 'n kleed het, 'n mensgemaakte kleed, en hy het vlekke op, wat doen ons? Ons was hom. Nou hierdie kleed, wat perfek is, wat sonder vlek of rimpel is, waar word hy gewas? Hy moet gewas word in die bloed van die lam. En die bloed is die lewe wat uitgegiet is deur Jesus Christus. So hierdie volmaakte kleed is 'n toegerekende kleed. Maar dit beteken nie dat ons nie moet lesse leer nie, sodat ons karakters kan verander, om sy pragtige karakter te weerspieël nie. So, dit gaan eintlik ook karakter. Hoe word mense karakter verander? Nou die mens verander nie maklik sy karakter nie. Dit behels sekere omstandighede wat daartoe sal lei dat die karakter verander word. En dit is waar God intree. Hy bring ons in situasies wat ons tot nadenke bring. En hierdie situasies is daar om ons karakter te louter en te verander. Ons moet deel wees van die konflik as ons eendag die kroon wil dra van die oorwinning. Ons kan nie net daar staan en sê dit moet gebeur nie. Ons moet deel wees van die oorlog. Maar die oorlog is van twee kante. Die een kant is die oorlog van buite, wat ons moet trotseer om te bly by die woord van God. En die ander oorlog is 'n oorlog wat van binne afkom. En dis die velste oorlog. Hierdie oorlog om self te oorwin is die ergste oorlog wat ons ooit sal moet trotseer. En in die tyd waarin ons nou leef, waar ons glo dat die Here binnekort gaan kom, wat vereis hy van ons? In hierdie tyd waar hy in die heiligdom diens doen, wat moet gebeur in my binneste? En die Bybel sê dat die Here het deur swaar kry, deur lyding, het hy getoon wat dit beteken om 'n edelike karakter te hê. 'n Karakter sonder selfsug. Elke mens het die probleem van trots en selfsug. Dis die twee elemente wat gelei het tot die oorlog in die hemel. En daardie twee moet oorwin word op hierdie aarde. Al ons gevoelens moet getoets word aan die hand van God. As ons die koning wil sien in sy glorie, dan moet ons deur dieselfde prosesse gaan waardeur hy gegaan het. Maar hy het daardeur gegaan, nie omdat sy karakter foutief was nie, maar omdat my karakter foutief is. En dit is die geskenk wat hy vir ons gegee het, dat hy mens geword het, dat hy deelagtig geword het van die lyding van hierdie planeet, sodat hy homself kan vereenselwig met die mensdom en simpatie kan hê. Dis wat ek hou van hierdie God van ons. Hy sit nie net op sy troon en kyk af na die mislikheid van die mensdom nie. Hy het homself daarmee vereenselwig. Dis uniek. Daar is nie 'n ander God in enige godsdiens in die wêreld wat dit
gedoen het nie, wat deelagtig van die mens se lyding geword het. So as ek nou verander word, as my karakter verander word, is dit nou my goeie werke wat nou skielik tentoongestel word? Die antwoord is nee. Dis altyd Christus wat deur my werk. Hy leef sy wet uit in sy kinders. Nou die wet van God is totaal onselfsugtig. Daar is nie 'n tikkie selfsug in die wet nie. Ek mag nie eers my naaste se goedere begeer nie, wat van nog steel nie. So ek lees in Galasiërs hoofstuk 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Dis 'n wonderlike verhaal. Hierdie verlossingsverhaal is buitengewoon. My toestand is eintlik maar pateties. Openbaring 3 vers 17 verklaar en verduidelik my toestand, want jy sê, ek is ryk, en het verryk geword, en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie, dat jy is wat elendig, en beklaanswaardig, en arm, en blind, en naak is nie. Dis my toestand. En die Here moet hierdie patetiese toestand verander om gelykvormig te word aan sy karakter. Nou, hoe doen hy dit? Efesiërs 5 vers 27 sê, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. As ek kyk na my eie karakter, dan wil ek vergaan. As ek kyk na hierdie teks, waar die Here sê, hy wil hê ek moet sonder vlek of rimpel voor hom staan, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Daar is so baie wat mismoedig raak en sê, hoe gaan ek dit bereik? Ek gaan nie reg wees as die Here kom nie. Soos ons laas gesê het, was die dief aan die kruis reg, toe die Here langs hom aan die kruis gehang het? Of het hy iets besef? En in daai besef, in daai oomblik toe hy dit besef, toe hy besef het waar sy verlossing lê, in daai kinderlike aanvaarding van die verlossingsplan, was hy perfek deur die toegerekende geregtigheid van Christus. Daar is nog baie wat hy moes leer, maar hy het nie tyd op hierdie aarde mee gekry nie. Maar hy sal groei in die grootheid van die waarheid, soos ons verder vorder in die hiernamaals. Psalm 36 vers 10 sê, laat die goeie tierendheid voortduur vir die wat u ken, en die geregtigheid vir die opregtes van hart. Handelinge 14 vers 22, en die siele van die disippels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê, ons moet deur baie verdrukkings in die koninkryk van God ingaan. So broeders, ons moet nie verbaas wees as daar swaar tye op ons wag nie. Want die Here kan die swaar tye gebruik om iets moois in ons karakters te bewerkstellig. Maar ons moet gewillig wees. Kolossense 1 vanaf vers 21 sê, ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen.
in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Hierdie kleed van geregtigheid, hoe kry ek dit? Hoe kan ek my karakter verander? As julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie. Staan vas in die geloof, moenie jou laat afbring nie. Wat julle gehoor het, en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek Paulus se dienaar geword het, nou verbly ek my in my lyding vir julle, en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is. So, ons moet nie mor as dinge verkeerd gaan nie, as het swaar gaan nie. Mense skree altyd, waar's God? Hoekom gebeur hierdie dinge met my? In Jakobus 5 vers 10 sê dit, neem as voorbeeld van lyding my broeders, en van geduld, die profete wat in die naam van die Here gespreek het. 2 Korintiërs 4:17 sê, want ons ligte verdrukking is maar net vir 'n oombliekie. Bewerk vir ons alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. So dit lyk vir my dat die verdrukking en die swaar kry 'n noodsaaklike proses is. Maar die mensdom hou nie daarvan nie. Nou, wat moet ek doen? Sagaria gee vir ons die antwoord. In hoofstuk 3 vers 7 sê hy, so sê die Here van die leerskare, as jy in my weë wandel, en as jy my verordeninge onderhou, dan sal jy my huis bestuur, sowel as my voorhoewe bewaak, en ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene wat hier staan. En hy praat van die engele. Met ander woorde, as ons in sy weë wandel, as ons sy gebooie bewaar, en as ons hom toelaat, om hierdie mislike karakter van selfsug te verander in sy beeld, dan gaan ons staan by die engele. Dit is 'n geweldige belofte. Met ander woorde, beproewing is nie ons vyand nie. Beproewing is ons vriend. Beproewing is nie die bewys dat God ons verlaat het nie, behalwe as ek die beproewing op myself bring, die bose dinge te doen. Maar as ek probeer doen wat reg is en die beproewinge kom, dan is die beproewing 'n bewys dat God my nie verlaat het nie, maar dat God intensief betrokke is by my lewe. So kom ons gaan 'n bietjie na die Ou Testament toe en ons kyk na 'n tipe. Dit is 'n wonderlike verhaal in die Bybel. En daar is soveel diepte in, mens kan het nooit tot op sy basis oopvlek nie. Dis net onmoontlik. As 'n mens dink, wat se dieptes daar in die Bybel teenwoordig is. Nou, laat ek net 'n bietjie vertel waaroor dit gaan. Dit gaan oor die verhaal van Josef as 'n tipe van wat gaan gebeur met ons. Nou, daar's twee groepe in die Bybel. Die wat God dien en die wat God nie dien nie. En hierdie vergelyking kom van die begin af, saam met ons, en dis 'n verhaal wat homself herhaal in die karakters van die Bybel, van die begin tot die einde. So ons het Kain en Abel, die twee tipes van diegene wat verlos wil word deur die Here, en sy kleed van geregtigheid wil ontvang, teenoor die wat hulle eie metode wil volg, en nie die voorgeskrewe metode van verlossing nie. En as ons dan gaan na die patriarge toe, en ons kom by Jakob en Esau, dan het ons weer eens daai twee tipes. En Jakob is die vader van diegene wat glo. Dis hoekom sy naam verander is na Israel. So die een wat die moeilikheid veroorsaak het, die een wat probeer het om die ander ene te verplaas, daai ene
word die een wat gestooi het met die Here en oorwin het. En die ander ene, Esau, is die een wat deur sy eie werke sy verlossing wil bewerkstellig. En die Bybel sê, Israel of Jakob het ek lief gehad, maar Esau het ek gehaat. Nie die persoon nie, want God haat niemand nie, maar die werke van Esau en die werke van Jakob word met mekaar vergelyk. Nou, Jakob is die stamvader van die 12 patriarge. En hierdie patriarge is die vaders van die kerk. En hulle was vol foute en hulle karakters word duidelik vir ons uitgespel in die Bybel. En is nie 'n mooi verhaal nie. So daar was niks wonderliks omtrent die 12 patriarge nie, maar hulle is die oervaders, die stamvaders van die kerk. In teenstelling was daar die 12 prinse van Esau, wêreldse prinse, konings, mense wat hulle self verhef het. So die stamvaders van die kerk word nooit konings genoem nie, maar die stamvaders van die Esau geslag, hulle verhef hulle self, hulle word konings. So hier is daai selfde beeld. Nou as die stamvaders van die kerk die Here se volk voorstel, en ons kyk na hulle karaktereienskappe en hoe erg hulle was. As 'n mens net die Bybel lees wat hulle alles gedoen het, die eersgeborene Reuben gaan slaap met sy vrou, met sy pa se vrou. Dit is verskriklike goed wat hier in die Bybel geskryf word. En jy dink, hoe kan hierdie mense dan nou die stamvaders van die kerk wees? Maar die verhaal is 'n wonderlike verhaal van hoe die Here basies hierdie onvolmaakte mense vat en hulle deur 'n proses van swaar kry vat om iets moois daaruit te maak. En ons kan baie lesse leer, en veral in die tyd waarin ons nou lewe, waar beproewings op beproewings na ons toe gaan kom, kan ons lesse leer uit hierdie verhaal. So kom ons kyk 'n bietjie na hierdie verhaal. Ons gaan na Genesis hoofstuk 37 en ons lees daar vanaf vers 1. En Jakob het gewoon in die land van die vreemdelingskap van sy vader in die land Kanaan. Ons leef ook in 'n vreemde land. Ek dink daar is omtrent niemand meer wat wil hê dat hierdie wêreld sy tuiste moet word. Ons wag vir 'n beter land. Dit is die geskiedenis van Jakob. Josef het as seun van 17 jaar die klein vee opgepas saam met sy broers. So hier is die verhaal van Josef, en Josef raak 'n tipe van Jesus Christus in hierdie verhaal. En Josef is 'n besondere seun, want hy was die seun van sy geliefde vrou. En hierdie verhaal het so baie dieptes in. Hy was jonk, hy was 17 jaar oud. En as 'n mens kyk na daai getal, is ook 'n interessante getal, want Daniel was 17 jaar oud toe die Here hom geroep het, en Johannes was 17 jaar oud. En hy was jonk met die seuns van Bilha en die seuns van Zilpa, die vroue van sy vader, het hy die skape opgepas, en Josef het die slegte gerug oor hulle na hulle vader oorgebring. So Josef het vir sy pa vertel, hierdie manne doen nie wat reg is nie. Natuurlik was hulle nie baie lief vir hom nie. Hulle was kwaad vir hom. Hulle het seker gedink, jou klein snip. En Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom, en hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. En toe sy broers sien dat hulle vader meer as al sy seuns lief het, hom meer as al sy broers lief het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. So hier was arme ou Josef. Hy het 'n sin van geregtigheid gehad en sy broers het hom gehaat en hulle kon nie vriendelik wees nie. Ook het Josef 'n droom gehad
wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehaat. Hy het namelijk vir hulle gesê, hoor tog hierdie droom, wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land, toe met eens my gerf gaan staan en ook regop bly staan. Terwyl julle gerwe daar rondom kom en hulle voor my gerf neerbuig. Toe sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer? Later in die geskiedenis, as ons by Moses kom, hoor ons dieselfde klanke. Wie het jou die baas gemaak? Wil jy oor ons regeer? Later in die geskiedenis hoor ons dieselfde klanke. Wie is jy? Hierdie seun van Josef, die skrynwerke. Wie is jy? Wil jy dalk oor ons regeer? Het is beter dat een mens sterf, as dat die hele nasie tot niet gaan as gevolg van mense soos jy. Toe sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer, of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehaat, oor sy drome en oor sy woorde. Daarna het hy nog 'n ander droom gehad, en dit aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad, die son en die maan en die 11 sterre, het hulle voor my neergebuig. En toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf, en aan hom gesê, wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde te buig? En sy broers was afgunstig op hom, hulle het hom gehaat. En dan hierdie interessante versie, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Ek dink die vader het gesien, dat die broers afgunstig was, en hy het dit waarskynlik so beklemtoon, net om het 'n bietjie sagter te maak, asof het lyk asof hy nie werklik saamstem nie, maar hy het daaroor gedink, want hy self het mos drome gehad, en hy het gedink, wat beteken hierdie drome? Wat het die Here in gedagte? En as ons nou 'n bietjie verder kyk, so 'n tydjie daarna, lees ons in Genesis 37 vanaf vers 12, en sy broers het die klein vee van hulle vader by Sichem gaan oppas. Nou, dis alles typologiese verhale. Hulle is die 12 patriarge. Hulle is die voorbeeld van God se volk en die karaktereienskappe in God se volk. Nie 'n baie mooi beeld nie, vol haat, vol nait, en hulle pas die klein vee op, die kudde. So hulle is soort van die herders. Toe sê Israel vir Josef, pas jou broers nie die vee op by Sichem nie? Laat ek jou na hulle toe stuur. En hy antwoord, hier is ek, altyd gewillig. Hier is ek, vra my wat om te doen. Dan kan God die Vader, wat sê, daar is my kerk daaronder, en hulle pas my kudde op. Kom ek stuur jou na hulle, gaan kyk 'n bietjie, wat jy vir hulle kan doen. Vat vir hulle 'n bietjie kos, vat vir hulle 'n bietjie brood van die lewe as het ware. En wat het hulle gedoen met Jesus? Dieselfde het gebeur met Josef. Toe sê hy vir hom, gaan tog verneem na die welstand van jou broers, en die welstand van die vee, en bring vir my berig terug. So het hy hom dan uit die dal van Hebron weggestuur, en hy by Sichem aangekom. Daarna kry 'n man hom terwyl hy in die veld rondwandel, of ronddwaal, en die man vra hom, wat soek jy? En hy antwoord, ek soek my broers. Was daar 'n ander ene wat ook gesê het, ek soek my broers? Vertel my tog waar hulle die vee oppas. Toe sê die man, hulle het hiervandaan weggetrek, want ek het hulle hoor sê, laat ons na Dothan gaan. En Josef het agter sy broers aangegaan, en hulle in Dothan gevind. Nou, Dothan is 'n interessante plek. Dit was 'n pragtige weiplek, en daar was 2 waterbronne in hierdie plek. En as ons verder in die geskiedenis gaan, dan sien ons dat dit dieselfde plek is
dis naby die dorp Dothan, dieselfde plek waar Elisa die visioen gehad het van die perde en die ruiters wat in die berge in vlamme van vuur hulle omsingel het, terwyl hulle hom probeer arresteer het. So, dit is 'n plek waar God sy volk bewaak, sonder dat ons dit eintlik weet. En toe gaan hy na sy broers toe. En toe hulle hom sien, toe het hulle vir mekaar gesê, daar kom daar die dromer aan, kom dan nou, laat ons hom doodmaak, en in een van die putte gooi en sê, 'n wilde dier het hom geëet, dan sal ons sien wat van sy drome word. Dis die patriarge van die kerk, dis die kerkvaders, hulle karakters is skeef, hulle het verwronge gedagtes, hulle is vol haat, hulle is vol nyd, hulle het die eienskappe van die duiwel. Hulle is nie beter as Esau nie. Maar die Here het gesien, daar's materiaal in hulle, wat sal toegee, as hy hulle in die regte rigting lei, terwyl die ander ene hom sal verset. So die oudste een, Reuben, toe hy dit hoor, het hy hom uit hulle hand gered deur te sê, laat ons hom nie doodslaan nie. So Reuben het daarom nog so 'n sagte plekkie, maar onthou, hierdie man was nie juis 'n edele karakter nie, want wat hy gedoen het, is natuurlik verbode in die wet van God. En Reuben het ook vir hulle gesê, moenie bloed vergiet nie, gooi hom in hierdie put, wat in die woestyn is, maar moenie die hand aan hom slaan nie, sodat hy hom uit hulle hand kon red, om hom na sy vader toe terug te bring. En toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef se rok uit, die rok met lang moue, wat hy aangehad het. Later het hulle ook 'n rok uitgetrek, daar by die kruis, en hulle het gedobbel, vir daardie rok. En hulle neem hom en hulle gooi hom in die put, maar die put was leeg, daar was geen water in nie. En toe kom hierdie reisgeselskap, die Ismaeliete, en hulle reis daar verby, en toe sê Juda, nou dis interessant, Juda sê aan sy broers, wat 'n voordeel is dit, dat ons broer doodmaak, en sy bloed verberg. Ek weet nie waar Reuben was nie, hy het seker maar gaan rondstap, en hier kom hierdie Ismaeliete, en Juda sê, kom ons verkoop hom. Kom, laat ons hom aan die Ismaeliete verkoop, maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees, en sy broers het na hom geluister. So hulle volg die raad van Juda. Nou, plaas julle gedagtes in die toekoms, en hierdie einste Juda, gaan die stamvader word van die lyn van Christus. En wat is sy karakter? Hy verkoop sy eie broer, wel wetende wat dit aan die gemoed van sy vader sal doen. Nie juis 'n baie mooi prentjie nie. En hulle verkoop hom vir 20 sikkel silwer. As ons nou inflasie byreken, 'n paar jaar later, vir wat het hulle vir Jesus verkoop? Vir 30 stukke silwer. En toe Reuben by die put terugkom, was Josef nie in die put nie, en daarop skeur hy sy klere. Hy het gedink hy kan hom terugbring. Hy het gedink hy kan dalk vergoed vir sy sonde, wat hy teenoor sy pa gepleeg het. Maar te vergeefs, die seun is weg. En toe hulle terugkom na die vader toe, met hierdie kleed wat hulle in die bloed gedoop het, en vir die vader sê, jou seun is dood, hy is opgeskeer. Toe skeur Jakob sy klere en trek 'n roukleed om sy heupe, en hy het oor sy seun gerou baie dae lank. Hy kon nie getroos word nie, volgens vers 34. En al sy seuns en al sy dogters het moeite gedoen om hom te troos. Maar hy het geweier om hom te laat troos en gesê, nee, treurende sal ek na my seun in die doderyk afdaal, so het sy vader hom dan beween. En die Midianiete het gekom in Egipte, en hulle het hom verkoop
aan Potifar. So hier is hierdie seuns, hulle het 'n geheim, en hulle kan dit nie deel nie, hulle kan nie hulle misdaad openbaar maak nie. En wat was die gevolge? Hulle was seker in 'n toestand, en elke keer as hulle pa gesien het, het hulle gewete aan hulle gewerk. Het is interessant dat ons lees, dat Juda het uiteindelik die geloof verlaat. Dit sê in die Bybel, en hy het sy broeders verlaat. En hy het weggetrek van sy broers af. Met ander woorde, hy is uit die kerk uit. Sy gewete het hom so gepla, hy is uit die kerk uit. En waarheen het hy gegaan? Na die Kanaaniete toe. En hy het vir 'n vrou gevat daar, uit die Kanaaniete, haar naam was Shua. En haar naam beteken eintlik help. Dis wat haar naam beteken. So hy het hierdie gewete gehad wat hom gepla het. En hy het jare daar in daai geweste gebly onder die Kanaaniete. En hy het seuns gehad. En een seun was en die ander ene was Onan. En hulle was boos. Hulle was slegte kinders. Maar toe hierdie kind, 'n ouderdom bereik het waar hy kon trou, want dit was die gebruik, het die ouers mos 'n vrou gesoek. En ek dink dat Juda het teruggedink na sy ou dae toe hy nog deel was van die Here se volk. En hy het 'n Hebreëse vrou gaan soek met die naam Tamar, wat 'n Hebreëse naam is en nie 'n Kanaanitiese naam nie. En was 'n verskriklike persoon en die Here het hom doodgemaak. Nou die gebruik was dat Onan dan met haar moes trou. Maar hy wou nie die belofte vervul nie, toe maak die Here hom ook dood. En die verhaal gaan verder, dat arme ou Tamar sonder kind bly. En dan kom die verhaal, die snaakse verhaal in die Bybel, waar nadat Juda se vrou ook dood is, hy uiteindelik 'n bietjie sy rouklere uitgetrek het, en toe hy op 'n uitstapie was, toe kry hy vir Tamar daar langs die pad, wat haar vermom het as 'n prostituut. En hy het met haar geslaap, en daar is 'n nageslag opgewek. En daai nageslag het gelei na die lyn van Jesus. Dis 'n wonderlike verhaal. En daar het hy besef wie en wat hy is. En ek glo daar het iets gebeur in hom en hy het teruggekeer na sy vader se huis toe. En hier was hy weer in sy vader se huis. Hy was soos die verlore seun wat weg was en wat teruggekom het. En ek glo sy vader was bly toe Juda teruggekom het, maar Juda het 'n geheim gehad. En hy kon dit nie verklap nie. So hy het gesit met hierdie worsteling. Nou, hoe vorder die verhaal? Ons sit met al hierdie karakters, met leuns in hulle harte, met verwronge idees, met haat, met geheime, en nou bring die Here omstandighede in hulle lewens. Ons moet nooit vergeet, dit is die patriarge, dit is die pad wat hulle geloop het, en hulle karakters word duidelik vir ons uitgespel. En toe kom maar 'n hongersnood, en ons spring na hoofstuk 42 en ons lees. Toe Jakob merk dat daar koring in Egipte was, want deur die jare het Josef nou groot geword daar, deur al sy beproewinge met Potifar in die tronk beland het. Hy het nie sy geloof verloor nie. En uiteindelik deur omstandighede was hy die tweede in bevel. En hy het die land van hongersnood gered. En hier hoor hulle daar is koring. En Jakob bring sy seuns nader en hy sê, kyk, ek het gehoor dat daar koring in Egipte is, trek daarheen af en koop vir ons daar koring,
dat ons kan lewe en nie sterwe nie. Dit is ook 'n typologiese verhaal. Daar's net een plek waar jy koring kan kry, en dit is by Jesus. En Josef is 'n tipe wat die koring gaan voorsien. Die brood van die lewe. Daarop het 10 van Josef se broers afgetrek om koring uit Egipte te gaan koop. Maar Benjamin, die broer van Josef, het Jakob nie saam met sy broers gestuur nie, want hy het gedink, altemit kan 'n ongeluk oor hom kom. So hier is hierdie geliefkoeste seun, die laat lammetjie, wat die broer, die letterlike broer van dieselfde ma is as Josef. En hy stuur hom nie saam nie. En die verhaal is verstommend. En hulle kom na Egipte in vers 17 sê, sodra Josef sy broers sien, het hy hulle herken, maar hom vreemd teenoor hulle gehou, en hulle hard aangespreek, en vir hulle gesê, waar kom julle vandaan? En hulle antwoord uit die land Kanaan, om voedsel te koop. En Josef het sy broers herken, maar hulle het hom nie herken nie. Toe dink Josef aan die drome wat hy aangaande hulle gedroom het. Die gedagtes kom terug. Maar hy hou sy pose, soos hulle sê. En hy sê vir hulle, julle is spioene. Julle het gekom om te kyk waar die land oop is. Maar hulle het hom geantwoord, nee my heer, maar u dienaars het gekom om voedsel te koop. Ons is almal die seuns van een man. Ons is eerlike mense. Ja, hulle is eerlike mense. Hoeveel het hulle nie vir hulle pa gelieg nie? Hulle is alles behalwe eerlike mense. Maar hulle sê vir hom, hulle is eerlike mense. Die dienaars is geen spioene nie. Toe sê hy vir hulle, nee, maar julle het gekom om te kyk waar die land oop is, en hulle antwoord, die dienaars is 12 in getal. Ons is broers, seuns van een man in die land Kanaan, en kyk, die jongste is nou by ons vader, maar die een is daar nie meer nie. So hier is 'n getuienis wat hulle lewe. En toe sê Josef vir hulle, dit is wat julle gesê het, julle is spioene. Hieraan sal julle getoets word, so waar as Farao leef. Julle sal hiervandaan nie trek, tensy julle jongste broer hierheen kom nie. Stuur een van hulle, dat hy julle broer gaan haal. Maar julle moet in die gevangenis bly. Dan gooi hy hulle in die tronk, al die broers. Hulle het seker gesweet in daardie omstandighede. So sal dan julle woorde getoets word of het waarheid by julle is of nie. So waar as Farao leef, julle is spioene. Daarop het hulle saam 3 dae lank in bewaring laat kom. So hy sit hulle in die tronk vir 3 dae. Nou wat gaan deur hulle gedagtes? So hier is omstandighede wat hulle nie verwag het nie. Hulle het gedink hulle gaan brood koop, hier sit hulle in die tronk. Weet, ons word dikwels in die tronk van omstandighede gegooi, sodat ons kan dink en besin oor onsself. En op die 3de dag sê Josef vir hulle, doen dit, dan sal julle lewe, ek vrees God. As julle eerlike manne is, laat een van julle broers gevange bly in die huis waar julle in bewaring is, maar gaan julle bring die koring vir die honger van julle huisgesinne weg. So in plek daarvan dat een nou gaan teruggaan, gaan een agterbly. En bring julle jongste broer na my toe, dan sal julle woorde waar gemaak word. En julle sal nie sterwe en hulle het so gedoen. Toe sê hulle vir mekaar, voorwaar, ons boet nou vanweë ons broer. So hulle het besef waaroor hierdie omstandighede is. Omdat ons in die benoudheid van sy siel gesien het, toe hy ons gesmeek het, en ons nie geluister het nie, daarom kom hierdie benoudheid oor ons. Daarop antwoord Reuben hulle, het ek nie vir julle gesê nie?
besondig julle nie aan die seun nie? So nou kom die aantuigings. Wie se skuld is dit? Dis jou skuld. Nee, is jou skuld. Nee, is jou skuld. Hier begin hulle onder mekaar beklei. Maar julle het nie geluister nie. Kyk, so word dan ook sy bloed geëis. En hulle het nie geweet dat Josef dit verstaan nie, want daar was 'n tolk tussen hulle. Toe draai hy hom van hulle af weg, en daar het hy 'n bietjie geween. Nou wat die een het hy teruggehou? Simeon. Hoe lank het Simeon in daai tronk gesit? Daai broers het teruggetrek na Kanaan toe. Simeon sit in die tronk. En hulle het al daai voorraad opgeëet, tot al daai voorraad weg was. En hulle moes Benjamin terugbring, om vir Simeon uit die tronk uit te kry. So hoe lank het dit gevat? Hulle trek ter voet na Kanaan, eet al die voorraad op, eet alles wat hulle moontlik kan eet, tot die hongersnood so groot word, dat hulle dit nie meer kan hou nie. En nou Simeon sit in die tronk. Nou hoekom Simeon? Hoekom nie iemand anders nie? Waarskynlik is Simeon die voorbok gewees. Waarskynlik het Simeon geskree, maar kom dood! En die Here weet wat die een die ergste was. En hy sit in die tronk. Maande. Ons weet nie hoe lank hy daar gesit het nie. Maande. En hy kan oor homself besin. Hy sit in 'n Egiptiese tronk van ellende om oor homself te besin. Ek wonder of Simeon daar gestoei het met die Here en gesê het, Here, ek is skuldig. Ek weet, maar verlos my net van hierdie omstandighede, asseblief. Dis die verhaal. Daarop gee Josef bevel om hulle sakke vol koring te maak en elkeen sy geld weer in sy sak te sit en om aan hulle padkos vir die reis saam te gee. En so het hulle dan gedoen. En daar kom hulle by die huis aan, hulle maak die sakke oop en in vers 28 lees hulle en hy sê vir die broers, my geld is teruggegee, hier lê dit dan ook in my sak. Toe het hulle hart hulle begewe, hoe die geld daar aangekom? En hulle draai verskrik na mekaar toe en sê, wat het God aan ons nou aangedoen? En hulle het by hulle vader in die land Kanaan gekom en om alles vertel wat hulle wedervaar het en gesê, die man, die heer van die land, het ons hart aangespreek en ons vir spioene van die land gehou. Maar ons het aan hom gesê, ons is eerlike mense, ons is geen spioene nie. Ons is 12 broers en hulle herhaal die hele verhaal. En toe het hy vir ons gesê, vers 34, en bring julle jongste broer na my toe, dan sal ek weet dat julle geen spioene is nie. As julle eerlike mense is, sal ek julle broer aan julle teruggee en julle mag in die land rondtrek. En toe hulle sakke leegmaak, was elkeen se bondeltjie geld daar in sy sak, en toe hulle bondeltjie geld sien, was hulle bevrees. Want wat nou? Daarop sê Jakob, hulle vader vir hulle, julle beroof my van kinders. Josef is weg, nou is Simeon ook weg, en Benjamin wil julle ook wegneem, alles is teen my. Alles is teen my. Het julle al so gevoel? Toe spreek Reuben sy vader aan en sê, u kan my 2 seuns doodmaak, as ek hom nie aan u terugbring nie. Vertrou hom aan my toe en ek sal hom na u terugbring. Fascinerend. Jy kan my 2 seuns doodmaak. Hy sê nie jy kan my doodmaak nie. Hy sê jy kan my 2 seuns doodmaak. Want dis erg genoeg om dit te sê. Maar die pa, hy ken vir Reuben. En die gedagte van wat Reuben gedoen het is in sy kop en hy vertrou nie vir Reuben nie.
So die pa wil nie ingee nie. Maar hy sê, my seun sal nie saam met julle aftrek nie, want sy broer is dood, en hy het alleen oorgebly, en as 'n ongeluk hom oorkom op die pad, wat julle sal gaan, dan sal julle my grys hare met kommer in die doderyk laat afdaal. En die hongersnood gaan aan in die land. En later is daar niks meer om te eet nie. En nadat die koring wat hulle uit Egipte gebring het, opgeëet het, sê hulle vader aan hulle, gaan koop vir ons weer 'n bietjie voedsel, daar's nie 'n ander uitweg nie. En dit is interessant, dit is nou nie Reuben nie, maar toe kom Juda. Juda wat vir 'n wyle die verlore seun was. En hy sê, die man het ons uitdruklik gewaarsku en gesê, julle sal my aangesig nie sien as julle broer nie by julle is nie. As hy ons broer saam met ons stuur, sal ons aftrek en vir die voedsel koop. Maar as hy hom nie stuur nie, sal ons nie aftrek nie, want die man het aan ons gesê, julle sal my aangesig nie sien as julle my broer nie by julle is nie. Toe sê Israel, waarom het julle so verkeerd teen my gehandel? Deur die man te vertel dat julle nog 'n broer het. En hulle antwoord, die man het uitdruklik na ons familie gevra, met die woorde, lewe julle vader nog? Het julle nog 'n broer? Toe het ons hom te kenne gegee, volgens hierdie woorde. Kon ons dan ooit weet dat hy sou sê, bring julle broer af? En daarop sê Juda aan sy vader Israel, stuur die seun saam met my, dan sal ons klaarmaak en wegtrek, sodat ons kan lewe en nie sterwe nie, ons en ook u en ons kinders nie. En dan sê hy, ek sal vir hom borg wees. En toe Juda sê, ek sal vir hom borg wees, toe vertrou die vader hom en sê, nou maar goed, vat dan die seun en neem dubbel soveel geld saam met julle, betaal hy geld terug en betaal die ander ook. En hulle trek af, saam met Benjamin. Genesis 34 vers 16. En toe Josef Benjamin by hulle sien, sê hy aan die opsigter oor sy huis, bring die manne in die huis en slag vee, en maak dit gereed, want die manne moet vanmiddag by my eet. En die man het gedoen soos Josef bevel gegee het. En die man het die manne in die huis van Josef gebring, en die manne het gevrees, omdat hulle in die huis van Josef gebring is en gesê het, terwille van die geld, wat die vorige keer in ons sakke teruggekom het, dis hoekom hulle weet, hulle dink ons het die geld gesteel, word ons ingebring, om ons te oorrompel, ons te oorval, en ons as slawe te neem, saam met ons esels. Daarom het hulle nader gekom na die man wat oor die huis van Josef was, en met hom gespreek by die ingang van die huis, en gesê, ag my Heer, ons het die vorige keer net afgetrek om voedsel te koop, maar toe ons by die herberg kom en ons sakke oopmaak, was elkeen sy geld bo in die sak. So nou is hulle eerlik, sommer uit die staanspoor, is hulle eerlik. Ons geld volgens sy gewig, en ons het dit saam met ons teruggebring. Ons is eerlike mense. En hy antwoord vir hulle in vers 23, moenie bang wees nie, julle God, en die God van julle vader, het julle 'n skat in julle sakke gegee. Wat was in die sakke? Koring. En daar's 'n skat in daai sakke, en daai koring en daai lewensbrood is daar 'n skat. En hier sit hulle, en hulle bring vir Simeon uit die tronk uit. Die arme man. Maande sit hy in die tronk. Hier is hy by sy broers. En nou gebeur iets heel besonders. En die man het die manne in die huis van Josef gebring en water aan hulle gegee, en hulle het hulle voete gewas, en hy het ook hulle eselsvoer gegee, en hulle het die geskenk reggemaak,
teen dat Josef die middag sou kom, want hulle het gehoor dat hulle daar brood sou eet. En toe Josef dan in die huis kom, het hulle vir hom die geskenk binnengebring, wat by hulle was, en hulle voor hom neergebuig na die aarde toe. So hier kom die droom nou waar. En het hulle na hulle welstand gevra en gesê, gaan dit goed met julle ou vader, en van wie julle gespreek het, leef hy nog? En hulle antwoord, dit gaan goed met die dienaar, ons vader, hy lewe nog, en hulle het hul eerbiedig neergebuig. Die een wat hulle verwerp het, hulle het eerbiedig voor hom neergebuig. Net so die Here se volk. Ons het die Here so baie verwerp deur ons lewe. Maar as ons getrou bly, eendag sal ons voor hom neerbuig en hy sal ons aanvaar. Toe slaan hy sy oë op en sien sy broer Benjamin, die seun van sy moeder, en hy sê, is dit die jongste broer? En hy sê vir hom, mag God jou genadig wees, my seun. En Josef het gou gemaak, want sy binneste was ontroer toe sy broers. Hy het geleentheid gesoek om te ween. So hy hardloop daarna in 'n kamer en hy vee sy oë af en hy was sy gesig en hy kom terug. En vers 33 is baie interessant. En hulle het gaan sit volgens sy bepaling, die eerstgeborene na die eerstgeboorte en die jongste na sy jonkheid. Hulle was verstom. Hier sit hulle rondom die tafel volgens hulle ouderdom. Hulle het seker gedink, dis bonatuurlik. Hoe het hy hierdie rangorde geweet? Hulle moes daar en daar en daar sit. Hierop het hy aan hulle porsies uitgedeel van die ete wat voor hom staan. Maar die porsie van Benjamin was 5 maal groter as die porsie van hulle almal. En hulle het gedrink en saam met hom vrolik geword. Nou, dit is fascinerend. Hier kry hy 5 keer soveel. Nou, wat was die toestand toe Josef nog by die huis was? As sy pa iets ekstra vir hom gedoen het, was hulle jaloers. Hulle het nyd gehad. Hulle was nydig. En hier sit hy nou 'n porsie voor daai jongste een wat 5 keer groter is as hulle sin. Hulle kon dit nie miskyk nie. So hy kyk hulle so ernstig deur en hy kyk, wat die een van hulle gaan nou nydig wees. En hy sien nie een van hulle toon nyd nie. So wat het hier binne gebeur? Nou in Genesis 44 vers 1 lees ons die verhaal soos hy verder volg. Toe gee hy bevel aan die opsigte oor die huis en sê, maak die sakke van die manne vol met lewensmiddele, soveel as hulle kan vervoer, en sit elkeen sy geld bo in sy sak. En my beker, my silwerbeker, moet jy bo in die jongste se sak sit, met die geld vir sy koring. En hy het gehandel volgens die woord wat Josef gespreek het. En toe dit môre lig was, het hulle die manne laat trek, hulle met hulle esels. Hulle het uit die stad uitgetrek, hulle was nog nie ver nie, toe Josef aan die opsigte oor hulle huis sê, maak jou klaar en jaag die manne agterna, en as jy hulle inhaal, vra hulle dan, waarom het julle kwaad vergoed vergelde? Is dit nie die ding waaruit my Heer drink, en waarmee hy altyd waarneem nie? Julle het verkeerd gehandel met wat julle gedoen het. So hier jaag hy agter hulle aan. Hulle weet nie die beker is in Benjamin se sak nie. Hulle geld is in elkeen se sak. En hulle word gekonfronteer. In Genesis 44 vers 9 sê hulle, die een van die dienaar by wie dit gevind word, moet sterwe. En ons sal ook my Heer se slawe wees. So hulle spreek 'n oordeel oor hulle self uit. Die een by wie die beker gevind word, moet sterf. Doodsvonnis. En ons is slawe.
Toe sê hy, nou goed, laat dit wees soos julle gesê het. Die een by wie dit gevind word, is my slaaf, maar julle sal vry wees. So hy verander die vonnis. Dit wys iets van die regverdigheid van God. Die skuldige is die een wat die prys betaal, nie die ander nie. Dis die oordeel van God. Daarop het hulle gou elkeen sy sak op die grond neergesit en elkeen sy sak oopgemaak. En hy het gesoek en hy het begin by die oudste en opgehou by die jongste. Nou was hy seker weer eens verbaas. Hoe het hy geweet wat die ouderdomsverskille is? Hoe het hy dit geweet? Het is bonatuurlik. Die dinge wat met ons gebeur, kan nie verklaar word nie. En hy vind die beker in Benjamin se sak. En hy vat hulle terug na Josef. In vers 15 sê hulle, daarop sê Josef vir hulle, wat is dit nou wat julle gedoen het? Weet julle nie dat 'n man soos ek dit ongetwyfeld moet waarneem nie? En Juda antwoord, nou is dit interessant. Dis die einste Juda wat gesê het, verkoop hom. Wat kan ons aan my Heer sê? Wat kan ons spreek? En waarmee kan ons onsself verdedig en regverdig? Waarmee kan ons ons regverdig? God het die ongeregtigheid van die dienaars uitgevind. Kyk, ons is my Heer se slawe, en sowel as hy by wie die beker gevind is. Wat gebeur hierso? Juda erken dat hy ongeregtigheid in sy binneste het. Hy bely. Dis 'n groot sprong. En toe antwoord Josef, vers 17. Maar hy sê, dit is ver van my om dit te doen. Die man by wie die beker gevind is, die sal my slaaf wees, maar trek julle in vrede op na julle vader. Gaan, julle kan gaan. Julle het nie die beker gesteel nie, daai ene het die beker gesteel, die jongste een. Nou, as ons terugdink aan hoe hulle was, toe hulle Josef verkoop het, en as hulle nog dieselfde eienskappe gehad het, wat sou hulle gesê het? Sjoe, nou is die ander witbroodjie daarom ook weg, en is die ons skuld, nie? Hier gaat ons. Nee, dis nie wat hulle gedoen het, nie. Toe kom Juda nader na hom en sê, ag my Heer, mag die dienaar tog 'n woord spreek voor die ore van my Heer, en laat die toorn nie teen die dienaar opvlam nie, want u staan gelyk met Farao. Typologie. U staan vergelyk met die Vader. My Heer het sy dienaar gevra en gesê, het julle 'n vader of broer? Ons het my Heer geantwoord, ons het 'n ou vader en daar's 'n jong seun, 'n kind van die ouderdom, maar sy broer is dood. En hy het alleen oorgebly van sy moeder en sy vader het hom lief. Toe het hy aan die dienaars gesê, bring hom af na my toe, dat ek my oog op hom kan rig. En ons het my Heer geantwoord, die seun kan sy vader nie verlaat nie, want sy vader sal sterwe as hy hom verlaat. Daarop het hy aan die dienaar gesê, en hy herhaal die verhaal, en ons vader het gesê, gaan koop, en ons het vir hom gesê, ons kan nie as ons hom nie saambring nie. En hy vertel die hele verhaal en dan vers 32, want die dienaar het die seun deur borgskap van my vader gekry, deurdat hy gesê het, as ek hom nie na u terugbring nie, sal ek lewenslang teenoor my vader skuldig staan. Laat u dienaar dan nou tog in die plek van die seun my Heer se slaaf bly, en laat die seun saam met sy broers optrek. Hier is die een wat gesê het, verkoop hom. En hy selfde een sê nou, laat hom gaan, sit my in sy plek. Wat se gesinsverandering het daar plaasgevind in Juda? Wie se karakter
weerspieël hy nou as gevolg van die toestande waarin hy was in sy lewe, wat vir hom onverklaarbaar was. Die tyd toe hy weg was van sy ouers, die tyd toe hy getrou het met Shua, die tyd toe sy eersgeborene gesterf het en hy 'n slegte persoon was, sy tweede een gesterf het en die storie met Tamar. Al hierdie gedagtes en die swaar kry en die terugkeer na sy vader se huis soos 'n verlore seun. En hy mag nie die geheim deel nie, hy dra hierdie geheim in hom en dit vreet hom op. En daai einste een sê nou, laat hom gaan, sit my in sy plek. So wie se gesindheid weerspieël hy nou? Is dit nie Jesus se nie? Wat gesê het, laat my sterf en laat hulle gaan? So hier het 'n karakterverandering plaasgevind. Laat die dienaar dan nou tog in die plek van die seun my Heer, die slaaf bly. Al 12 van hulle, patriarge, met verwronge karakters, sit hier getransformeer. Hulle is nie meer dieselfde nie. Simeon het tyd gekry in daai tronk om te bepeins en om die Here se genade te soek. En hy het geen nyd gewys toe daai porsie 5 keer groter was, toe die kleed wat hulle gekry het, die klere wat hulle daarna gekry het, meer was as die ander se nie. Die nyd was weg. Karakters was verander deur omstandighede van swaar kry. Dit is die oordeel. So as ons swaar kry, is dit nie noodwendig omdat die Here ons verlaat het nie, maar omdat die Here ons juis nie verlaat het nie. Genesis hoofstuk 45 sê, toe kon Josef hom nie langer bedwing voor almal wat by hom gestaan het nie, en hy roep, laat almal van my weggaan, en daar het niemand by hom gestaan, toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het. En hy sê vir hulle in vers 3, ek is Josef, leef my vader nog, vers 4, verder sê Josef, kom toch nader na my, en toe hulle nader kom sê hy, ek is julle broer Josef, vir wie julle na Egipte verkoop het. En in vers 9 sê hy, trek gou op na my vader en sê vir hom, so spreek u seun Josef, God het my 'n gebieder oor die land Egipte land gemaak, kom af na my toe, moenie versuim nie, en u kan die land Gosen woon en naby my wees, u en die kinders en die kleinkinders en die kleinvee en die beeste en alles wat u besit, ek sal u daar onderhou. Wat 'n pragtige tipologiese verhaal. En hy stuur die mooiste koets met die mooiste perde om sy pa te gaan haal. Ek dink die antitypiese Josef wag vir daardie karakterverandering in sy kinders, waarvan hierdie patriarge 'n voorbeeld was. Ek hoef nie verslae te raak nie, want my karakter is nie beter as hulle se nie. En wat het die Here met hulle gedoen, deur die omstandige van die lewe te verander? Dieselfde doen hy met ons. Toe val hy sy broer Benjamin om die hals en hy ween, en ook Benjamin het om sy hals geween. En hy gee vir hulle die beste in Egipte. Daarop het hy sy broers weggestuur en hulle het getrek, en hy het aan hulle gesê, moenie vir mekaar kwaad word op die pad nie. Dit is baie belangrik. Vers 27, maar toe hulle om al die woorde van Josef te kenne gee, toe hulle by die huis kom, en vir hulle pa vertel, wat hy met hulle gespreek het, en hy die waan sien, wat Josef gestuur het, om te vervoer, het die gees van Jakob, hulle vader, lewendig geword. Moenie vir mekaar kwaad word op die pad nie.
Ons is so geneig om onder mekaar te beklei. En ons dink, wie is die belangrikste? En wie preek nou die waarheid op sy mooiste? En wie preek dit nie op sy mooiste nie? Kan ons nie ophou met hierdie nyd en beklei in ons kerk nie? Kan ons nie gefokus bly op die antitypiese Josef, wat ons deur die meel sit? En hulle trek toe na Egipte toe. En daar het Josef vir hulle gesorg, en uiteindelik is die pa dood. En toe die pa nou dood is, toe raak die broers weer bang. En dis 'n pragtige verhaal. Toe die broers van Josef sien dat hulle vader dood was, het hulle gesê, sê nou Josef gaan ons as vyande behandel, en hy gaan ons werklik vergelde al die kwaad wat ons aan hom aangedoen het. Daarom het hulle die boodskap na Josef gestuur. Die vader het voor die dood bevel gegee met hierdie woorde. So moet julle vir Josef sê, ag, vergewe tog die oortredinge van jou broers en hulle sonde, want hulle het jou kwaad aangedoen. Maar nou, vergewe tog die oortreding van ons, wat die God van u vader dien. En Josef het geween toe hulle met hom spreek. En sy broeders het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesê, kyk, ons is die slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie, want is ek in die plek van God? Want julle het kwaad teen my bedink, maar God het dit in goeie gedink, om te doen, soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Wees dan nou nie bevrees nie, ek sal julle en julle kinders onderhou. So het hy hulle dan getroos en na hulle harte gespreek. My broers en my susters, ons moet hierdie verhale in ons geheue hou, hoe God met sy volk werk. Dit is 'n ondersoekende oordeel. God is die hele tyd betrokke met ons lewens. Hy ondersoek ons. Wat is daar in ons binneste wat nie in harmonie met sy karakter is nie? Hy bring ons in omstandighede in hierdie ondersoekende oordeel, sodat ons kan besef waar ons skeef lê. En hy werk sagkens met ons. En hy maak ons nie slawe nie, hy noem ons broers. En hy vergewe. Maar ons moet berou. Openbaring 14 vers 6 sê, en ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg, met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde, en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Die Here het ons nie gekies om hierdie boodskappe te bring nie, omdat ons wonderbaar is en beter as ander mense nie. Ons het dieselfde neigings as die res van die wêreld. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. Ons leef in die tyd van die oordeel. En die finale gebeurtenisse is voor die deur. Wanneer die dekreet uitgaan, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, Openbaring 22 vers 11. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Ons moet dit nie uitstel totdat hierdie dekreet uitgegaan het, want dan is dit te laat. Ons moet nou vir die Here sê, ons het gefouteer, ons het gesondig. En net soos daai dief aan die kruis, al het ons nie baie tyd nie, as ons berou en ons aanvaar dat ons karakters nie in harmonie met die hemelse karakter is nie, dan sal hy sy kleed van geregtigheid vir ons gee. Johannes 5 vers 22 sê dat die Vader niemand oordeel nie,
want die hele oordeel is aan die seun gegee. Wat 'n voorreg, hierdie seun, wat mens geword het, is die regter. Hierdie seun, wat saam met ons gelei het. Hierdie seun, wat 'n antitype van Josef is. Hy's nie net ons regter nie, hy's nie net ons skepper nie, hy's ook ons advokaat. En daai advokaat het nog nooit 'n saak verloor nie. Ons moet nou ons lewens in oënskou neem. Ons moet nou in die tronk van omstandighede gaan sit, soos Simeon, en vir die Here sê, my lewe speel voor my af, en ek sien net ongeregtigheid, en ek het geen verweer nie. Neem die gemors van my lewe, en skenk my die suiwer wit kleed van u geregtigheid, want ek het niks om te bring nie. In Johannes 4 vers 17, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Kyk in die oë van Christus, en hou op om te vrees vir die tyd waarin ons leef. Kyk na sy oë en besef dat hy wil hê dat ons moet lewe. Hy wil nie hê dat ons moet gestraf word nie, dat ons pyn moet verduur nie. Die enigste pyn wat hy toelaat, is die pyn wat ons verander. Judas 1 vers 24, en aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die al-eenwyse God, ons verlosser, kom toe die heerlikheid en die majesteit en die krag en die mag, nou tot in alle ewigheid. Het is nooit te laat om in die tronk van omstandighede ons lewe te bepeins nie. En dis nooit te laat om in die oë te kyk van die een wat net soos Josef vir jou sal vergewe en jou 'n plek gee by sy huis. Kom ons bid. Hemelse Vader, dis 'n baie mooi verhaal van die patriarge wat vir ons hoop gee. Want ons sit met dieselfde neigings. Sommige van ons erger as ander, maar elkeen van ons het 'n fondasie van selfsug. En die omstandighede van die lewe bring ons tot die punt waar ons besef wie en wat ons werklik is. En as ons wil wees soos die Here is, met daai onberispelike mooi karakter, dan gee ons die vrymoedigheid om na die antitypiese Josef toe te gaan en te bely, en hy sal ons vergewe. Dankie vir daardie belofte en vir daardie verhaal in Jesus naam. Amen. Dankie dat julle gekyk het. Om in te skryf, klik op subscribe. As die klokkie verskyn, om kennisgewings te kry, klik op hom. Om die volgende video te kyk, klik hier. Dankie weer eens en sien julle volgende keer.